Jesus. Here, dat ons U naam mag ken, nie net as 'n sprokiesverhaal nie, net as 'n iemand wat dalk ergens bestaan het, Here, maar as verlosser. Here, dankie dat ons U naam as 'n intieme vriend kan ken. Here, en dat U so naby is, dat wanneer ons U naam spreek, Jesus, Here, dat U nader is as selfs die woorde wat uit ons mond uitkom. Here, en ons wil net loof vir dit. En dankie sê vir die vriendskap en die fellowship wat U met elkeen van ons wil hê. Here, en dat U dit oopbreek vir ons vanoggend. O Here, dankie net vir hierdie tyd. Die tyd wat ons kan opoffer, Here, en wat ons kan een kant sit, net om glorie aan U te gee. We worship You, God. And we love You. In Jesus' naam. Amen. Amen. Julle is welkom julle sitplekke te neem. Sjoe, is altyd so lekker. Partykeer wens ek ons kan net soaking on te doen reg deur die oggend tot die aand toe. So dis my grootste voorreg. Ek het nie gedink ek gaan so vinnig weer in die oggend hier preek nie, maar met Rian hulle wat ongelukkig so deur 'n moeilike tyd gaan, begin ons hulle die tyd saam met hulle familie. En so toe Rian vir my maandag vra om 'n boodskap voor te berei vir vanoggend. Eerstens was ek so bietjie soos, ja natuurlik, dit sal so great wees. En toe begin ek dink, okay, maar ek het net 'n week om voor te berei. Laas keer het ek 'n hele vakansie gehad om voor te berei. En ek vra toe vir die Here, wat is dit wat op U hart rus? Wat is dit wat op U hart rus vir die gemeente? Wat ook in lyn is met die tema wat Rian hulle besig is mee. Ons weet, die tema of die reeks waarmee hulle besig was is klein sinnetjies, maar groot lewens. En Rian het so ietsie gesê, terwyl ons gepraat het oor die preek, wat hy gepraat het oor dienaarskap. En die oomblik toe hy dit gesê, toe spruit iets op in my hart. En die naam kom op, Eliezer van Damaskus. En in 'n oomblik het ek bevestiging gekry van die Here, dat hierdie die woord is wat ek moet bring vanoggend. So 'n kosbare verhaal. En as ons vandag begin met die verhaal, wil ek hê dat ons moet weet, hierdie is nie net 'n sprokiesverhaal nie. Dit is nie 'n liefdesverhaal nie, dalk bietjie aan die einde. Was 'n bietjie van 'n twist. Maar dis 'n verhaal van 'n man wat so rou en eerlik en opreg 'n dienaarshart uitgeleef het in sy lewe. En dit is my so mooi, want hierdie man het nie 'n verhoog gehad nie. Hierdie man, ek gaan julle nou vertel van hom, maar ons gaan regtig in diepte ingaan in Genesis 24. En wie kan vir my sê, wat maak Genesis 24 so spesiaal? Enigiemand? Okay. Genesis 24 is die langste hoofstuk in die hele Genesis. Okay, dis nogals heel interessant. En wat opmerklik is, regtig opvallend is dat hierdie langste hoofstuk in die heel eerste boek van die Bybel gaan oor 'n man wie se naam nie eens een keer daarin genoem word nie. Dit gaan oor 'n slaaf. Dit gaan nie oor 'n geloofsheld nie, dit gaan nie oor Isak nie, dit gaan nie oor Abraham nie, dit gaan nie eens regtig oor Rebekka nie. Dit gaan oor iemand wat eintlik so onbekend was, maar in sy onbekendheid het hy letterlik gemaak dat die plan wat God gehad het vir sy volk gerealiseer het. Hierdie man wie se naam amper vergete is. En dis vir my net so mooi, dis so kosbaar. En ek wil een kernding vir ons vasmaak vanoggend, voordat ons regtig indelf in die preek in. En dit is dit.
dat God gebruik dikwels die mense wat nie bekend word nie vir sy grootste planne. Ons gaan dit nou weer lees. So, voordat ons begin met Genesis 24, moet ons eers hierdie man leer ken. So, wie is Eliezer van Damaskus? Nou, as ons sê dat ons nooit sy naam lees in Genesis 24 nie, waar lees ons dan sy naam? So, ons sien sy klein sinnetjie in Genesis 15 vers 2. Julle kan so toe gaan. En hierdie klein sinnetjie sê letterlik net: daarom sal Eliezer van Damaskus my erfgenaam word. Hierdie is die klein sinnetjie wat 'n groot lewe in opgevang is. En dit is so maklik vir ons om te dink, okay, hierdie klein sinnetjie, as jy nou kyk na daai sin, wat staan vir jou uit? Hy was 'n erfgenaam. 'n Erfgenaam. Hy gaan dinge erf. Van wie? Van Abraham. Okay, so hier is ons bietjie konteks. Abraham is besig om in Genesis 15 te praat met God. En hy lig half sy bekommernis uit en hy sê vir God: Here, maar U het my so geseën met al hierdie dinge. Hy was 'n ryk man, hy het soveel goeders gehad en hy sê vir die Here: maar ek het nie 'n erfgenaam nie. Ek het nie 'n bloed erfgenaam nie. Ek het niemand in my familie, ek het nie 'n kind gebaar om alles wat U my mee gebless het aan oor te gee nie. En daarom kom hierdie versie dan voor, en daarom sal Eliezer van Damaskus my slaaf, my dienaar, sal dus my erfgenaam wees. En in daardie kultuur was dit so gewees dat jou mees betroubaarste slaaf sou dan die een gewees het wat alles geërf het, letterlik jou legacy geërf het, as jy nie 'n kind gebore het nie. So dis wat vir my eintlik uitstaan, nie erfgenaam dat hy alles gaan kry nie, maar dat hy die mees betroubaarste slaaf was. Dis wat vir my uitstaan uit hierdie sinnetjie uit. En so lees ons dat Eliezer, hierdie dienaar, letterlik die hoof van Abraham se hele huishouding was. En hy het letterlik personeel geran en hy het dinge gedoen en hy het goedere bestuur en hy het besluite geneem. En ons sien, hy was so betroubaar en hy was close met sy meester gewees. En ek wil net so 'n bietjie indelf in hierdie woord dienaar. Dienaar. Sien jouself as 'n dienaar? Sien jy jouself as 'n dienaar? Want die woord dienaar is hierdie Hebreëse woordjie ebed. Dit beteken letterlik dienaar of slaaf. En wat so verskriklik mooi is van hierdie sin of hierdie woord is, dit beteken nie 'n dienaar of 'n slaaf wat onwaardig is of minderwaardig is of jy kan neerkyk op hom of jy kan hom misbruik nie. Nee. Maar dis wat ons baie keer doen. Ons kyk na 'n dienaar en ons kyk half neer op hulle soms. Ek self was al in so 'n situasie gewees. Net toe ek klaar gemaak het met matriek, het ek 'n gap jaar gevat. En in die gap jaar het ek gewerk by 'n restaurant in die dorp. En ek en albei my boeties het gewerk daar en ons was 'n mean team gewees. Hoor hierso, die duisters. Ons het almal so voor by die ingang gestaan en dit was nie die gemaklikste staan, so ons almal het so gestaan. Ons het 'n foto waar ons al 3 duisters so staan. Dit was baie oulik geweest. In 'n geval, ek het regtig geniet om 'n kelnerin te wees. Dit was vir my so lekker geweest om met die mense te werk en vriendelik te wees en seker te maak dat elke persoon se need regtig geniet word. En ek het regtig ingekoop in die eienaar se doel om elke liewe kliënt die beste dining experience te gee wat hulle kon kry. Ek het ingekoop daarin. En eendag, toe kom daar 'n familie aan by die restaurant.
En ek erken toe die seun, want hy was in my klas gewees, in matriek eintlik vir jare. En ek sien hulle toe, en ek is toe nou nie hulle kelner nie, want hulle sit nie op my area nie. Maar ek groet toe, en hulle eet, en hulle maak klaar, en ek sien hulle staan op om uit te stap, en tot my verbasing stap die pa van die seun reguit na my toe. En ek sien nie heeltemal seker wat nou nie. En hy begin iets vir my sê, wat my so terug laat deins het omtrent. Dit het my regtig laat wonder oor die kwaliteit van mense se harte, die toestand van mense se harte. En hy sê vir my, aan tafel, terwyl hulle geëet het hy aan sy seun gesê, hoekom doen jy nie ook bietjie kelnerwerk nie? En die seun het gesê, nooit in sy lewe sal hy gevang word om so 'n lae werk te doen nie. Nooit in sy lewe nie. Kan jy nie sien hoe hardloop Brigitte daar rond nie? Dit is laag. Nee, daar is nie 'n manier nie. Dis graceful. Hoorie, maar dis so interessant. Sy pa, toe hulle daar opgestaan het, dink ek, het 10-10-1 om hom te spyt, toe 'n R50 noot gevat en in my hand gedruk en gesê, jy doen 'n great job, baie dankie vir jou moeite. Great. R50 was baie in daai tyd vir 'n tip, hoor. Na matriek kan jy baie doen met R50. Maar dis sulke eenvoudige stories, wat ek dink ons almal dalk al deur was, of dalk partykeer self die fout maak, om te dink dat 'n dienaar minder werd is, dat die werk van 'n dienaar minder werd is. Maar dis nie so nie. En as ons lees wat hierdie woord ebed beteken, die woord vir dienaar, dan sê dit letterlik vir ons, dat 'n ebed is iemand wat behoort. Kyk gou die definisie van 'n dienaar. Is iemand wat behoort. Iemand wat onder gesag leef. Iemand wat vertrou word met groot verantwoordelikheid. Hy dra sy meester se belange en hy verteenwoordig sy meester se gesag. Dis 'n dienaar, julle. Hy dra sy meester se gesag. Dis nie iemand om na neer te kyk nie. 'n ebed is nie iemand wat net opdraggies uitvoer soos 'n masjienkie nie. Hy dra die verantwoordelikheid van sy meester se hart. Dis wat 'n dienaar is. En dit is wat elkeen van ons moet wees. Ek wil julle met amper hierdie neerskryf eers. God gee sy grootste take, nie vir die hardste stem of die bekendste mense nie. Hy gee dit vir die betroubaarste harte. Is jou hart betroubaar? Eliezer was 'n ebed. Hy was 'n betroubare dienaar. En dan eendag kom daar 'n toets. 'n Toets op sy pad, 'n toets van karakter. Die dag toe Isak gebore is. The heir. Die een wat eintlik nou alles wat Eliezer dalk sou kon dink aan, om droom aan, miskien vir die toekoms, iets wat hy dalk sou kry, soos alles wat Abraham sin is. Alles daarmee heen, toe Isak gebore is. En ek wil vir jou vra, as jy in daai situasie was, wat sou jy gedoen het? As alles wat jy nou net gedink het, waarvoor jy gewerk het dalk, daarmee heen is. Wat sou jy gedoen het as God se plan anders uitgewerk het as wat jy gedink het dit gaan? Ek kan dit in nou konteks sit. Wat doen jy as God se plan anders lyk as wat jy gedink het dit gaan? Ek kan vir jou sê, baie mense raak bitter. Baie mense trek terug. Baie mense hou op dien. Hulle
hulle sê nee, dankie. Ek het nou genoeg gedien. Ek het nou seer gekry en dis nou klaar. Nee, dankie. Maar Eliezer wys vir ons iets anders. Hy bly. Hy bly. En hy hou aan om die hart van sy meester te verteenwoordig. Net soos wat hy van tevore gedoen het. Maar dit maak nie saak oor sy posisie nie. Hy het nie gedien in elk geval om iets te kry nie. Want dis wat 'n dienaar se hart is. Jy dien nie om iets te kry nie. Hy het gedien want hy het geweet dat God se doel baie belangriker is as sy posisie en dit wat hy kan gain. En ons soveel, daar's soveel golden nuggets in Eliezer se lewe en ons gaan nog deur dit gaan. Vat dit vas en plaas dit in jou hart. So, as ons begin lees nou in Genesis 24, dan lees ons dat Abraham sy dienaar roep. Okay, so onthou, glad nie in 24 word sy naam genoem, Eliezer se naam genoem nie, maar hulle sê, die eerste sinnetjie sê, hy het sy oudste dienaar van sy huis, wat oor alles geheers het geroep. So daarom weet ons, dit is Eliezer. En ek wil hê ons moet onsself net in hierdie storie bietjie indink. Abraham is oud. Isak het nou al groot geword. Weet, Eliezer en hy kom dan nou by mekaar, en is net hy en die meester. Eliezer en sy meester. Eliezer en sy meester. En hulle kom by mekaar en is hierdie oomblik, en ons lees in Genesis 24, vers 2 tot 4, lees ons, sit jou hand hier onder my heup, dat jy vir my 'n eed in die naam van die Here, die God van die hemel en aarde, die kan beloof dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, by wie ek nou woon nie. Jy moet na die land gaan, die land waar ek gebore is, en daar 'n vrou gaan haal vir my seun. Stop net gou daar. Hierdie is 'n weighty taak. Dis net so goed jou baas vra vir jou om vir sy seun 'n vrou te gaan soek. Dis net sowel Rian vra vir my om vir Carlo 'n vrou te gaan soek. Nou ek is so seker nie, maar baie van ons generasie deesdae het soos 'n hele checklist van wat hulle soek. Hulle moet hierdie kleurhare en hierdie werk doen en hierdie persoonlikheid en hierdie muscles en hierdie 'n hele ding. Hulle kan pikkie wees. Nou as ek in daai posisie gesit was om vir Carlo 'n vrou te gaan soek, daar sal miljoene dinge deur my gedagtes hardloop. Ek dink een van die dinge se gewees het ek, maar wat as ek faal? Wat as ek net eenvoudig nie die regte girl kry nie? So dink jouself gou in, Eliezer se plek, nê, in sy gedagtes in. Sy meester vra hom nou net, gaan kry vir my seun 'n vrou. Dalk het hy gedink ook, wat as ek faal? En ek moet sê die stakes was baie, ek dink, baie hoër gewees. Want hierdie vrou wat hy moes gekies het, sou letterlik die moeder van generasies gewees het, die draer van beloftes. Dit kon nie net enige vrou gewees het nie. Sy sou deel gewees het van iets wat eeue en eeue en eeue lank hou. Dalk het hy gedink, hy gaan val, of dalk het hy gedink, weet jy wat, Abraham, ek dien al so lank. Jy verstaan nie, ek is al jare getrou, en ek is nou al ook ouer, en is 'n ver pad om te stap met kamele. Wil jy nie dalk eerder 'n jonger slaaf kry, wat dalk 'n bietjie meer hip is, wat in elk geval dalk 'n beter vrou gaan kies nie? Dalk het daai deur sy gedagtes gegaan. Dalk het hy gesê, I've done enough. Dalk het hy gedink, ek het nie nou nog meer om te gee nie. Ek weet nie of jy dit al ooit so ervaar het nie. Ek weet nie of jy al ooit
As iemand jou gevra het om te dien, maar ooit gedink het, ek weet nie, of jy gevoel het dat God jou roep vir iets wat jy nie voor gekies is eintlik nie. Jy sal jouself nie dalk daarvoor gekies het nie. Of het jy al gewonder, hoekom vra God jou? Why me? Het jy al gevoel, Here, ek het klaar my deel gedoen? Is dit nie nou dalk die jonger generasie se beurt nie? Maar Eliezer se hart sê nie, ek is moeg nie. Eliezer se hart sê eenvoudig, as my meester dit wil hê, gaan ek dit doen. As my meester dit wil hê, sal ek dit doen. En die Bybel sê vir ons dat daar geen debat was nie. Eliezer het nie enige, selfs al was daar enige van hierdie vrae of gedagtes in sy kop gewees, het hy nie 'n woord gesê nie. Hy het net obey, hy het net gehoorsaam. En ek wil hê julle moet hierdie ding hoor. God roep nie mense wat geen vrae het nie. God roep mense wat ten spyte van hul vrae, ten spyte van hul vrese, nog steeds kies om te dien. Nog steeds kies om gehoorsaam te wees. So tog, staan Eliezer op, hy pak die kamele, hy pak alles wat hy nodig het, al die kosbare geskenke, en hy set uit om te gaan doen wat sy meester van hom gevra het. En dit is wat dienaarskap beteken. Dis wat dienaarskap beteken. Ek leef nie vir my eie agenda nie. Ek leef nie meer vir my eie agenda nie. En so Eliezer is gehoorsaam en hy gaan en hy stap 'n baie lang pad met 10 kamele en 'n klomp kosbare goed in sy sakke. En hy kom uit by hierdie land waarheen sy meester hom gestuur het. En hy stop by 'n put. En hy is moeg. En ek dink sy kamele is net so moeg. En hy is dors. En hy stop daar en dan vir 'n oomblik dalk dink hy, okay, ek het nou hier uitgekom, maar wat nou? Wat nou? En ons kan so maklik ook dink, dalk is jy op 'n plek waar jy het begin stap binne in God se doel vir jou lewe. Jy het begin stap en jy begin dien en jy het gehoorsaam begin raak en dan kom daar 'n oomblik in jou lewe waar jy voel, wat nou? Nou wat? Ek sien nog nie die antwoorde nie, ek sien nog nie die beloftes nie, ek sien nog nie dit wat moet wees nie. Wat nou? En Eliezer wys vir ons so mooi wat hy doen. Hy word eenvoudig stil. En hy bid. En hy vra vir die Here. Ons lees sy gebed in Genesis 24 vers 12. Hy het gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is. Selfs daar sit hy homself onder die gesag. Laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink. En sy antwoord, drink gerus. En ek sal jou kamele ook water gee. Dan is dit sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Wat 'n mooi gebed. Hy vra nie, Here, mag dit 'n baie mooi meisie wees wat u stuur nie. Hy vra nie, Here, mag daar 'n sunray, 'n lig skyn uit die hemele op die vroumens wat dit moet wees nie.
Hy vra nie vir iets soos dit nie. Hy vra niks in daai oppervlakkige wêreld nie. Hy vra iets baie dieper in sy gebed vir God. Hy vra vir 'n teken. Hy vra vir 'n teken van 'n dienaarshart. Hy vra vir 'n teken van 'n dienaarshart. Want hy het iets geweet. Hy het iets geweet en hy het geweet dat die mense wat dienaarsharte is, die mense is wat God se plan dra. Sy het 'n dienaarshart gehad. En sy het gesê, Rebekka het gesê, sy sal elke liewe een van daardie kamele water gee. Weet julle hoeveel water drink 'n kameel? Ek het gaan research doen en een kameel drink omtrent enigiets van 100 na 150 liter water per slag. Okay. En as dit baie dors was, enigiets van 180 tot 200 liter per drinkslag. Okay. So dit beteken dat sy vir 10 kamele enigiets tussen 1000 tot 1500 liter moes gaan uitskep het. Met die hand uit 'n put met 'n kruik. Kan jy dink hoeveel effort dit moes gewees het, julle? Dis nie 'n vinnige, kom ek help jou gou net die skottelgoed uitpak nie. Dit is intens labor wat nie betaald sou gewees het nie. Sy, die oomblik toe sy gesê het, ja, ek sal dit doen, het sy ingeskryf vir iets baie groter. En as ons net gou 'n bietjie meer kyk na en 'n bietjie inzoom gou op Rebekka. Toe sy gesê het, ja, ek sal help, het sy nie geweet dat sy staan op die punt van geskiedenis nie. Sy het nie geweet dat haar ja die begin gaan wees van iets wat generasies gaan hou nie. Sy het eenvoudig die nood gesien, 'n dorstige man, moe kamele, sy het gesien daar's nood, en sy het gesê, ek kan help. En dit is 'n dienaarshart. Ons weet nie, wat het God voorberei vir ons, as ons net eenvoudig sê, ek kan help nie. So, Eliezer is by die put en hierdie hele ding speel af. En Rebekka sy kom en sy gaan haal water en sy gaan in en sy kom haal weer water en sy gooi in en sy hou aan en sy hardloop en weet jy wat doen Eliezer terwyl hy daar is? Hy staan en hy hou haar dop. Vers 21 sê letterlik, die man het haar in stilte dop gehou. Soos wat man soms doen, as mens skottelgoed was. Hy het haar in stilte dop gehou. En hy het gekyk. En hy het gekyk hoe sy dit doen. Hy het gekyk met watter gesindheid sy dit doen het. Hy het eintlik bewonder of dat sy nie klaar nie is. Hy het gekyk of sy sou terughou en sy het nie. Want getrouheid sit nie in die groot oomblikke nie, julle. Getrouheid gaan meer oor hoe iemand die klein dingetjies doen. En ons ken ook die res van die storie van Eliezer en Rebekka en Isak en is my so mooi, net om die storie gou af te eindig. Eliezer vat vir Rebekka terug na Isak toe en wat so mooi was vir my is dat die woord sê vir ons dat Isak het haar lief gehad. She was the right choice. Sy was die regte keuse gewees. Hierdie vrou wat nasies sou baar. Hierdie dienaarshart. 'n dienaarshart.
Julle, en so kom die storie van Eliezer tot 'n einde, en van Rebekka. En hierdie twee dienaars het die langste hoofstuk in die hele eerste boek van die Bybel opgeneem. 'n hele hoofstuk oor 'n dienaarshart. En so ek het gewonder of ek hierdie gedeelte moet doen, en ek dink ek gaan vlugtig daardeur gaan. En ek wil iets vra wat dalk 'n bietjie vreemd mag wees, vreemd mag klink, maar ek wil hê dat ons deur die kenmerke van 'n dienaarshart moet gaan. En ek wil hê dat jy intens moet kyk na jou eie hart. Intens moet kyk tussen 1 en 10. Waar lê ek? Sommige net hier in my hart. Waar lê ek regtig op die dienaarshartskaal? Die eerste karaktereienskap is 'n gesindheid van onderwerping aan God. 'n Dienaarshart begin met oorgawe. It starts with surrender. Dit is nie my wil nie, Here, maar dit is U wil. Hier's 'n vers wat sê, Lukas 22 vers 42 sê, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbreker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Jy sien, is Jesus hierso wat self praat. Jesus het ook 'n vraag gehad, hy het ook gedagtes gehad. Ten spyte daarvan kies hy om te sê, maar nie my wil nie, laat U wil geskied. 'n Dienaar vra nie eers, wat kry ek hier uit nie? Maar Here, wat wil U hê? Waar lê jy op 'n skaal van 1 tot 10 met hierdie karaktereienskap? Die tweede een is getrouheid sonder applous. Die Bybel beskryf 'n dienaar as iemand wat betroubaar is, selfs in die klein en onsigbare dinge. Is jy betroubaar in die klein en onsigbare dinge? Lukas 16 vers 10 sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En so gaan dit aan. 'n Dienaarshart dien wanneer dit ongemaklik is. Wanneer dit jou nie pas nie. Wanneer jy nie raak gesien word nie. En wanneer daar geen erkenning is nie. Sal jy steeds dien as iemand jou nie erken nie? Sal jy steeds dien as daar geen applous is nie? Dis 'n dienaarshart. Waar lê jy? Die derde een is, ag ander hoër as jouself. Filippense 2 vers 6 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. So daardie dienaarshart kyk nie neer op ander nie. Het jy al die fout gemaak dalk? Neer te kyk op ander wat dien. Nommer 4 is 'n sensitiwiteit vir nood. In die Bybel dien mense met 'n dienaarshart omdat hulle dinge raak sien wat ander mense nie raak sien nie. As jy hier inkom by die gemeente byvoorbeeld en jy sien, jy kom net in eintlik met oogklappe. Jy is hier, jy drink jou koffietjie, jy kom sit, jy luister na die preek en jy gaan huis toe. Sonder om enigstens te kyk, is daar dalk nood ergens? Is daar ergens waar ek dalk kan dien? Waar val jy dan op hierdie skaal? Galasiërs 6 vers 10 sê, solank ons die geleentheid het, en hier's baie geleentheid, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Net soos wat Rebekka gedoen het, sy het nood gesien, en sy het gesê, ek kan help. Die 5de ding is 'n bereidwilligheid om jouself te gee. 'n Dienaarshart, hierdie is baie belangrik julle, is nie passief nie. Is nie passief nie. Dit is letterlik aktief beskikbaar.
In 1 Petrus vers 4 tot 10 sê, 4 vers 10 sê daar, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Dit sê letterlik, ek is hier, ek kan help, gebruik my. En nou, die laaste ene, liefde wat prakties word. Ons kan nie sê dat ons die liefde van God in ons harte het, en ons praat 'n groot pratery, maar ons doen nie. Daar's 'n vers wat sê in 1 Johannes 3 vers 18, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. In ons hart wys liefde met hulle hande, met hulle tyd, fisiese hulp, met opofferings. Ons kan nie net praat nie, ons kan nie net meer praat en sê ons is lief vir mekaar nie. Ons moet dit wys. So net om alles saam te vat, wat 'n dienaarshart is. 'n Dienaarshart is 'n hart wat God bo homself kies, mense raak sien in hul nood en getrou dien, selfs wanneer niemand anders dit sien nie. Kortliks, 'n dienaarshart vra nie, wie sien my nie. 'n Dienaarshart sê, wie kan ek help? Waar kan ek help? So as ek vir jou vra, en as ek hierdie proef op myself kom doen, of hierdie toets op myself kom doen, waar lê ons tussen 1 en 10 op hierdie opgemaakte skaal van 'n dienaarshart? Want God wil hê ons moet dienaarsharte hê, elkeen van ons. Want God is besig om te werk. Dis nie 'n vraag van, het God 'n plan nie? Daar's 'n plan en daar's 'n doel. En God vra vir jou vandag, gaan jy saam met my werk? Gaan jy saam met my dien? Wie sal saam met hom werk, is die vraag. So die vraag vir jou wat ek nou wil vra is, waar roep God jou om te dien? Waar vra hy jou hande? En waar sê hy, help my bou? En moenie wag om raak gesien word nie. Moenie wag vir die perfekte tyd nie. En jy hoef ook nie die belofte se vervulling te wees nie. Jy hoef net bereid te wees om te sê, ja, hier is ek. En dis genoeg. Ons sien selfs Jesus, Matteus 20 vers 28, sê hy die volgende woorde. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om te dien. So as Jesus die pad van dienaarskap gevolg het en mense genees het en voete gewas het, as hy gekom het om te dien, die seun van God, wie is ons om 'n ander pad te kies? Hy is die perfekte voorbeeld. En vandag vra die Heilige Gees, elkeen van ons hierso, sal jy my dien? Sal jy saam met my bou? Met jou hande en jou tyd en bereidwilligheid. Ek wil julle net vir ons 'n soaking musiek of ietsie aansit, net so vir 'n oomblik, terwyl ons afsluit. Ek wil hê ons moet net so sit, so 'n bietjie soak in die verhaal van Eliezer en die boodskap van 'n dienaarshart. En ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik so jou oë sal toemaak. En vir die Here net 'n oomblik sal gee om binne in jou self nou die werk te doen. Die boodskap is gelewer en die saadjie is geplant. Gee nou net vir
vir die Heilige Gees 'n oomblik om te kom water gee. Om daardie ding in jou hart te kom vasmaak. En terwyl jy so sit, wil ek hê jy moet 'n eerlike vraag vir jouself vra. 'n Paar eerlike vrae. Waar het ek opgehou dien omdat ek moeg geraak het? Waar het ek begin wag vir erkenning eerder as om net gehoorsaam te wees? Waar het God my al lankal geroep om te dien, maar ek stel dit uit? Dien ek net wanneer dit my pas dalk? Is my tyd en alles binne in my fully surrendered aan die wil van God? Werklik. Die Heilige Gees gaan vir jou dinge opbring, gaan vir jou plekke wys. En ek wil hê dat jy dit nie ligtelik moet opvat vanoggend nie. En ek gaan nou 'n uitnodiging maak. Nie omdat ons mense kort by die gemeente nie, maar omdat God besig is met 'n plan en hy is besig om te bou en hy vra jou om saam te bou. So ek wil vra dat as jy vandag sê, Here, ek is beskikbaar, of ek wil weer beskikbaar wees. As jy sê, Here, gebruik my hande, of Here, ek wil saam met U werk aan U doel, dan wil ek vir jou vra om fisies te reageer vanoggend. So die fisiese reaksie wat jy kan maak, is een van twee dinge. Die eerste aksie wat jy kan neem vanoggend, is om te staan net daar waar jy is. En hierdie aksie sê, Here, ek is beskikbaar. Here, ek gee myself weer oor. Here, ek gee my wil oor aan U wil. Here, ek wil saam met U bou, wys my net waar. So as dit jy is, wil ek hê dat jy vanoggend moet opstaan. En as dit die tweede aksie is, net om jou hand op te lig daar waar jy sit. Dit wys, ek het vra, ek huiwer, ek weet daar's plekke in my hart wat nog nie reg is nie, maar Here, kom verander my hart. Kom verander my hart. So jy het nou die tyd. Dis een van hierdie twee plekke waar jy is. Of jy staan op en sê, Here, ek dien nou. Of jy lig jou hand op en jy sê, Here, kom verander my hart. Ek gee 'n oomblik. Dis een van twee. Dis een van twee, julle. Dis een van twee. Die Here vra jou vanoggend. Een van twee dinge. Ek wil dien, ek wil saam met U bou, Here. Of Here, kom verander my hart. Kom maak my weer sag. Kom help my om te verstaan wat 'n dienaar se hart is. So as dit jy is, staan nou op of lig jou hand. Daar is geen draadsitters hier nie. Jy moet een van die twee doen.
Nie skaam wees om jou hand op te lig nie. Thank you, Lord. Ons gaan net so saam bid vir die wat nie een van die twee aksies gekies het nie. Ek bid dat die Here saam met jou sal wees. En jou hart sal verander, maar die wat 'n aksie geneem het, ons bid nou saam. Bid hierdie gebed saam met my. Maak net jou hande oop, lig jou hande net so op en ons bid hierdie saam, Here, almagtige God. Here, vandag kom ons nie met ons posisies, enige iets wat ons bereik het nie. Ons kom nie met titels nie. Ons kom nie met rolle of prestasies nie, Here. Ons kom net met oop harte. Oop en eerlik en ja, soms moeg. Here, U sien hierdie hande wat dalk al lank gedien het. Here, U sien hierdie harte wat dalk nog so onseker geraak het. In die oomblikke waar ons gewonder het of enige iemand ons nog enigstens raak sien of enige van hierdie nog saak maak. Here, maak ons weer dienaars. Net daar, wil jy net dit herhaal agter my aan, Here, maak ons weer dienaars. Nie mense wat wag om raak gesien te word nie. Nie mense wat meet of ander meer erkenning kry nie. Maar mense wat getrou bly wanneer niemand kyk nie. Here, wanneer net U weet. Here, was weg enige iets wat hard geword het hier binne ons harte. Here, verwyder trots, vergelyking, moedeloosheid. Gee ons weer sagte en leerbare harte, wat vreugde vind daarin om te dien. Here, leer ons om soos Eliezer te leef, om gehoorsaam te wees sonder al die antwoorde, en net om die pad te stap wat U ons na roep, en om U hand raak te sien, in selfs die eenvoudigste take. Here, leer ons om soos Jesus te dien, met nederigheid en gehoorsaamheid, en wat nie onderhandel nie, Here, met liefde. Here, en gees sonder om terug te verwag. Here, mag ons harte so gevorm word, Here, en neem ons hande, Here, hande wat kan help en kan bou en kan herstel, en Here, gebruik ons, Here, om U doel in hierdie wêreld te laat realiseer. Here, in ons huise, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in elke liewe plek waar ons kom, Here, gebruik ons hande en stuur ons, Here. Here, en wanneer ons moeg raak, hierdie mense wat nou staan en hulle hande op het, Here, wanneer ons moeg raak, Here, vra ek dat U sal kom krag gee. Here, dat U ons sal herinner dat U ons sien. Here, dat U ook selfs mense sal stuur om hulle weer te dien, Here, om hulle arms omhoog te hou. Here, en ek bid net vir getrouheid om in ons harte te kom vesting vind. Maak ons getroue dienaars. En wys ons waar ons kan dien. In Jesus Christus se naam.